Refense maak skoonskip by vanjaar se Gumas. Johnny is nie dood nie, binnekort op die silverdoek en sosiale media gaan steeds na nog 'n grensverskuivende eerste vir Sewende Laan. Ek's Ronaldo Schwab en welkom by Gons. Die groot wenner by vanjaar se Gumas is ongetwyfeld 19-jarige Refense Morake wat 4 Guma-toekennings ingepalm het. Die Guma-toekennings wat prestasie in die plaaslike Afrikaanse musiekbedryf vereer, het verlede week Sondag plaasgevind tydens 'n spoggeleentheid by Emperor's Palace. Franje Du Plessis is vereer as die vroue kunstenaar van die jaar asook beste nuweling vir haar debuutalbum My Verhaal. Joshua Nadireen se liedjie Die Wêreld Binne My is aangewys as die beste liedjie van die jaar en sy album met dieselfde titel is die beste kontemporêre album deur 'n manlike kunstenaar. Refense is 'n ware inspirasie vir enigiemand wat 'n droom in Suid-Afrika het. Hy is ook 'n groot inspirasie vir enige Suid-Afrikaners omdat hy wys dat daar nie 'n grens tussen taal en kleur moet wees nie en dat hy 'n nuwe geur aan Suid-Afrikaanse musiek gee. Afrikaanse CP Sewende Laan het van die jaar 'n hele paar mylpale agter die rug. Nie net het die CP in Maart sy 4000ste uitsending gevier nie, dit het kykers ook aan die praat gekry toe dit die eerste gay soon in die CP se geskiedenis uitsaai. En laasweek is weer geskiedenis gemaak toe die Laan sy eerste transgender aktrise verwelkom. Volgens huisgenoot is dit vir die aktrise Diana Bailey 'n ewe groot mylpaal om een van die enigste transgender aktrises op die plaaslike kassie te wees. En ons hier by Gons kan nie wag om bietjie meer van Diana se karakter op die kassie te sien nie. Genevieve in hierdie geval is 'n uitstekende voorbeeld van iemand wat weet wie sy is en nie terugstaan verander omdat sy 'n bietjie anders as die res is nie. In hierdie geval kan ons almal opkyk na haar. Dit is dalk vir die ou generasie moeilik om oor hierdie onderwerp te gesels, maar vir die nuwe generasie sal ons moet begin besef dat dit al hoe meer deel raak van ons daaglikse lewe en dat ons almal geregtig is op ons eie opinie oor hierdie saak. En sosiale media gons behoorlik in afwagting van Christian Olwagen se heel eerste vollengte fliek Johnny is nie dood nie. Die film, gebaseer op die toneelstuk deur Milan Stein, vertel die verhaal van 'n groep studentevriende in die laat 80's. Top Suid-Afrikaanse akteurs soos Rolanda Maree en Albert Pretorius vertolk die hoofrolle. Die fliek word op 5 Mei in filmteaters landwyd bekend gestel. En dis wat hierdie week gons van my Ronaldo Schwab. Tot volgende keer.